In elke mens se lewe is daar keuses wat gemaak moet word. Party van hierdie keuses lyk klein, maar hulle vorm uiteindelik die rigting van ons hart. Die grootste stryd vir 'n Christen om te stry, is sekerlik die van die spanning tussen die wêreld se begeertes en die begeerte om volgens God se wil te leef. Die Bybel praat baie duidelik oor hierdie stryd. In 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, in die 83 vertaling lees ons: Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Hier waarsku Johannes ons nie teen mense of teen God se skepping nie. Hy waarsku ons teen die waardes van die wêreld wat ons harte van God af wegtrek. Die wêreld sê vir ons geluk lê in geld, sukses, plesier en erkenning. Maar die woord van God leer dat hierdie dinge nooit ons diepste geestelike behoeftes kan vervul. Hierdie innerlike stryd word ook beskryf in Galasiërs 5 vers 17. Dit lees: Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. Elke Christen ken hierdie stryd. Aan die een kant wil ons God dien, bid, ander lief hê en reg lewe. Maar aan die ander kant trek die sondige natuur ons na trots, selfs en versoeking. Die goeie nuus is dat God ons nie alleen laat in hierdie stryd nie. Hy het die Heilige Gees gegee om ons te help om die begeertes van die sondige natuur te oorwin. Hoe kies ons dan prakties God se wil bo wêreldlik? Eerstens moet ons harte ondersoek. Baie sondes begin klein in ons gedagtes. 'n Klein begeerte kan groei tot 'n groot probleem as dit nie reg hanteer word. Tweedens moet ons God se koninkryk eers stel. Jesus sê in Matteus 6 vers 33: Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Wanneer God eers in ons lewens staan, begin alles anders lyk. Ons prioriteite verander en ons lewe kry 'n nuwe rigting. Derdens moet ons onthou dat dinge van hierdie wêreld net tydelik is. In 1 Johannes lees ons dat die wêreld en sy begeertes verbygaan, maar die een wat die wil van God doen, bly vir ewig. Alles wat die wêreld bied, rykdom, besitting en roem, sal eendag verdwyn. Maar die persoon wat volgens God se wil leef, bou aan iets wat vir ewig sal bly. Om God se wil te volg beteken nie altyd die pad is maklik. Soms beteken dit om nee te sê vir dinge wat aanloklik lyk. Soms beteken dit om reg te staan wanneer ander kompromieë maak. Maar God se pad lei altyd na ware vrede, betekenis en ewige lewe. Daarom moet elkeen van ons vandag: wat beheer my begeerte? Is dit die wêreld of is dit God? Wanneer ons begeertes aan God oorgee, ontdek ons iets wonderlik. God se wil is nie 'n las nie. Dit is die pad na ware vryheid.